Goeiemôre, hartlik welkom vanoggend ook by ons Sondagoordenking. Vanmôre gaan ons so 'n bietjie kyk na die tema ons kinders van God, want die offer is gebring. Ja, ek en jy wat daarop kan aanspraak maak dat ons kinders van God is. Hoe wonderlik. Alleen net uit genade. Maar dan gaan ons ook kyk wat die Bybel ons leer oor ons kindskap. En ek dink daar's een baie belangrike beginsel wat ons hier moet verstaan. En dit kom juis hier in Johannes 1 na vore. Ons gaan vanoggend juis daarna kyk. Johannes 1, ons gaan saam lees daarvan af die eerste vers tot aan die einde van die 15de vers. En dan gaan ons 'n bietjie kyk hoe Johannes verduidelik wat dit beteken om eintlik 'n kind van God te wees. Voordat ons nou dit gaan doen, gaan ons nou eers saam bid. Kom ons buig in aanbidding voor ons Here. Here, ons aanbid U vanmôre omdat U die enigste ware God is. Vader, Seun en Heilige Gees, van altyd af tot in altyd. Ja, ons kan maar net voor U buig en voor U kom jubel vanmôre. Want wat 'n voorreg is dit nie om met U te mag praat. Ons wat so klein, so nietig is, ons wat niks by U kan verdien nie. Ja, Here, ons wat eintlik maar bestem is tot verlorenheid en tot die ewige dood, die hel. Maar dan word ons deur U te doen, U kinders, koningskinders, wat aan die koning van die heelal behoort. En wat 'n geweldige voorreg is dit nie. Dankie Here dat ons vanmôre weer 'n bietjie dit kan oordink en dat ons weer eintlik in verwondering kan staan oor U genadewerk in ons lewens. En daarom bid ons dat U ook nou U woord sal gebruik om ons te leer vanoggend. En dat ons hier sal weggaan en meer as U kinders sal gaan lewe. Meer en meer in hierdie proses van kind wees, maar ook meer en meer na die voorbeeld van ons Here Jesus Christus, wat juis hier na die wêreld gekom het. Dankie dat ons U liefde kan ken en juis U liefde kan beleef van dag tot dag. Seën nou U woord aan ons, o Heer, in die naam van Jesus. Amen. Johannes 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan staan ons so 'n paar versies oor. Vers 9, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Wat 'n pragtige gedeelte uit die woord van die Here. Een van die basiese behoeftes van die mens is mos erkenning. Elkeen van ons wil op 'n manier erken word. Erken word vir wie ons is en dalk ook vir wat ons doen. 'n Ander behoefte wat net so belangrik is, lyk my, is die behoefte aan behoort. Ons wil iewers behoort.
Ons wil deel van iets wees. Ja, ons wil geassosieer word graag met iets. Kan ons dit ook so stel. En as 'n mens gaan kyk, dan spandeer mense honderde rande. Partykeer net om iewers te kan behoort. Dink nou maar aan een of ander eksklusiewe klub of eksklusiewe groep waaraan 'n mens graag wil behoort. Jy wil daar behoort en dan kos dit jou dikwels baie opoffering en dit kos jou ook soms baie geld. Nie eens gepraat van die sportwêreld nie. Ja, 'n mens wil graag behoort daar waar dit lekker is om jou sport te kan doen en jy wil deel van daardie groep wees. En so kan ons mekaar telke plekke uitwys waar mense baie doen net om iewers te behoort. En dan het ons nog nie eers na gesinsverbande en die goed gekyk nie. Mense wat graag deel van gesinne wil wees en wil weet, hoorie, maar ek behoort aan hierdie gesin. In die Bybel is dit natuurlik baie belangrik, nê? En ons sien dit in die kerk. In die kerk het ons 'n besondere woord vir daardie behoortskap. Ons noem dit koinonia, met ander woorde gemeenskap van gelowiges. Daar waar ek en jy as kinders van die Here, let wel, deel word van die gemeenskap van gelowiges. Ons deel van die kerk. Maar voor dit, en ek het dit nou so probeer beklemtoon, kinders van die Here. Eintlik is dit die grootste spreekwoordelike behoort wat daar mos kan wees. Dink net vir 'n oomblik. Ek en jy wat kinders van God die skepper van alle dinge word. Dis nie verniet dat Johannes hier begin deur te sê aan die begin. En dan skets hy vir 'n oomblik en hy som dit so alles in 'n enkele vers op. Hy sê aan die begin was die woord daar en deur die woord het alles tot stand gekom. God wat alles gemaak het. Maar dan ook gaan hy dadelik sommer verder en sê in hierdie woord het onder ons kom woon en ons kon sy kinders word. Is dit nie wonderlik nie? Jesus Christus kom na 'n wêreld en kom skep die moontlikheid vir jou en vir my, let wel, ons as sy geskapenis, ons wat geskep is deur hom, om sy kinders te word. Kan jy dink, ek en jy, koningskinders, prinse en prinsesse van die koning van die heelal. En dit laat 'n mens mos stil in verwondering. Hoe kon dit gebeur? Ons weet mos natuurlik dat Jesus Christus die losprys kom betaal het. Hy het die offer kom word wat gebring is sodat jou en my sondeskuld afgeskryf is, sodat dit vir ons moontlik kon word om kinders van God te wees. Daar is egter deur Johannes hier so mooi beskryf een groot vereiste. Een groot vereiste van jou en van my. Ons kan dit maar net vat. Ons kan dit maar net aanvaar. En wanneer ons na hierdie woordjie in die Grieks kyk, dan is dit 'n baie besondere woord wat Johannes daar gebruik. 'n Woord wat beteken aanneem, 'n woord wat beteken ten volle joune maak, kan ons vertaal. Ons kan dit ook vertaal met vat, soos vat en vasgryp om dit joune te kan maak. Met ander woorde, hierdie kunskap word vir ons aangebied wanneer Jesus Christus aan 'n kruis sterf en opstaan en die dood oorwin, na elkeen sodat ons dit kan aanvaar, sodat ons dit kan vat. En dis natuurlik geloof nie. Die manier hoe ons dit vat is geloof. Kyk mooi wat Johannes hier sê. Hy sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom
glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Ek en jy, hierdie reg, hierdie voorreg, moet ons maar sê, om kinders van God te kan wees. Om te glo, beteken eintlik om met jou hele hart te aanvaar. Om met jou hele hart te aanvaar en dan te erken dat Christus jou verlosser is. Dit is 'n ander omskrywing van geloof. En wanneer Johannes dit hier so mooi uitwys, dan wil hy juis kom sê, hier is nie 'n saak waarin ons tussenin kan staan nie. Jy kan nie sê, ag, ek sal maar later besluit nie. Nee, of ons aanvaar ons kindskap in Christus deur geloof, of ons doen dit nie. Of ons neem hom aan as die Here van ons lewe, of ons doen dit nie. Daar is nie 'n tussenin weg nie, want sien, om 'n kind van God te word, het 'n baie duur prys gekos. Dit het gekos dat sondeskuld totaal en al betaal word. En dat die grootste offer wat daar is, juis vir sondeskuld gebring is. Dink net, ek en jy kon glad nie vir ons sondeskuld betaal nie. So leer die Heidelbergse Katekismes ons, omdat ons so vol sonde is. En omdat ons so vol sondeskuld is, verdien ek en jy uiteindelik om in die hel te beland. En ons kan dit maar vir mekaar sê. Nie een van ons is sonder sonde nie, en sondeskuld bring uiteindelik die straf op sonde. God ons Vader, wat so verwyderd is van sonde, so die absolute ander kant, aan die ander kant staan, kan ons sê, van waar sonde is, so ver absoluut verwyderd daarvan, eis dat sondeskuld betaal moet word. Het is in wese wie God is in sy volledige regverdigheid, bo ons verstand, bo ons begrip. En dan skenk hy sy seun. Die grootste offer wat hy het, word opgeoffer. Jesus Christus. En wanneer Christus na 'n wêreld kom, ons hier weer 'n maand voor die Kersfeesmaand, dan staan 'n mens verwonderd. Verwonderd en eintlik met 'n stuk afwagting. Jesus Christus wat mens word. Jesus Christus wat kom sterf. Wat die lewe kom verdien as 'n ware vir ons en ons kindskap vir ons oopbreek sodat ons sy kinders kan wees. God ons Vader gee sy grootste geskenk, Jesus Christus, sodat ek en jy ook aan hom kan behoort. Sodat ons 'n kind van God kan wees. Hierdie waarborg staan natuurlik vas. En elke keer maar, as ons daaraan dink, kan ons weet, die offer is gebring. Die bloed aan die kruis het gevloei. Ja, sondeskuld is betaal. Ons vryheid in Christus is gewaarborg. Nou ja, nou is dit natuurlik hierdie grootste geskenk wat deur die toedoen van God ons Vader na ons gekom het. Wat doen ons daarmee? Wat sou jou en my reaksie wees op hierdie grootste geskenk? Die grootste voorreg wat ek en jy ontvang het. Kom ons kyk net gou weer na die taal wat Johannes hier gebruik. Hy praat hier, aan elkeen is die reg gegee om kinders van God genoem te word. 'n Reg, 'n voorreg, dit waarop ons kan aanspraak maak. En dan, wanneer 'n mens van hierdie reg verneem, dan besef jy, dis nie uit onsself nie. En dan word hierdie reg eintlik maar die grootste voorreg wat ek en jy ooit kan hê. En hierdie voorreg wat niemand ons kan wegneem nie.
En niemand van ons kan wegvat enigiets hiervan nie. Nee, gewis en seker. Hierdie voorreg wat ons maar net kan aanvaar wanneer ons sê, ons glo. Niks van jou en my nie. Niks is verdienste van ons nie. Net hierdie woord, ja Here, ek glo. Ek glo met my hele hart in U. En daarop kom Johannes en hy sê, dis nie die werk van enige iemand anders nie. Dis maar net die werk van God self. Ook God wat uiteindelik ons oë open, sodat ons kan sê, ons glo. En van nou af die lewe kan voortgaan, en die lewe kan voortgaan met geloofsoë, gerig op ons ouste broer, Jesus Christus, waarin hy vir ons 'n voorbeeld was, en waarin ons maar net daardie voorbeeld kan volg. Dink nie, ek en jy, kinders van God. Kom ons gaan dan vandag hier vandaan, en gaan leef voluit, as kinders van God, ook hier in die wêreld. En gaan wys aan die wêreld, dat ons inderdaad prinse en prinsesse is, wat aan die koning van die heelal behoort. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike nuus kan kry. Die evangelie wat Johannes vir ons hier as ware weer oopbreek wanneer hy vertel van Christus wat mens kom word. En hier onder ons kom woon en ons wat sy heerlikheid kon sien. Ja, toe hy ook aan 'n kruis sterf en vir ons dit oopmaak om kinders van God te word. Dankie Here dat U deur U Gees in ons lewens gewerk het, sodat ons vanmôre ook kan sê, ons glo, en ons kindskap kom aanneem, kom aanvaar, kom vat, juis deur ons geloof. Dankie vir U goedheid en U genade. Seën ons dan ook vandag, en hou ons naby aan U vas. Maak ons getrou aan ons kindskap aan U, sodat die wêreld kan sien dat ons prinse en prinsesse is, wat aan ons hemelkoning, die koning van die heelal, behoort. Ons bid vir hulle wat eensaam alleen is, hulle wat siek is, dat U hulle elkeen in die liefde sal dra. Ons bid vir die Kerstyd wat voor lê, Here, die dinge begin al meer in gereedheid kom vir Kersfees. Seën ons ook in hierdie Kerstyd en in die tyd hier voorafgaande, sodat ons ook weer opnuut bewus sal word van U, ons Here Jesus, die grootste geskenk wat daar vir ons gegee is, sodat ons kinders van God kan wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspil.
u sien ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dor. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bors. Genade onbeskreven